Mense voel op verskillende plekke veilig. Vir sommige mense is dit hulle ouerhuis of die kombuis waar almal saamkuier. Miskien is dit daardie stoel by die venster waar jy sit en net uitstaar. Vir ander is dit 'n plek op die strand, die bosveld of 'n blommeveld soos hier agter. Dit is die plek waar jou skouers net weer sak en jy net weer kan asemhaal. Maar selfs die mooiste plek kan nie altyd die onrus in 'n mens se siel stil maak nie. Psalm 62 vers 2 sê, net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Let op die woordjie net by God. Ons probeer rus vind in beheer en finansiële sekerheid, mense se goedkeuring of selfs 'n vol dagboek soos die wêreld ons leer. Ons sê wanneer hierdie een ding uiteindelik klaar is of regkom, sal ek rustig wees. Maar elke aardse rusplek bly tydelik. God bied nie net rustiger omstandighede nie, hy bied homself. Bear Grylls skryf so mooi, maak elke dag daardie klein tydjie en beskerm dit, wees bewus van sy teenwoordigheid. Laat God se woorde in jou insak en sy krag jou versterk. En dit kan vir jou en my 10 minute wees, voordat die huis wakker word. Dit kan 'n gebed wees in die motor, dit kan 'n psalm wees voordat jy gaan slaap. Die waarde lê nie in hoe indrukwekkend die oomblik is nie, die waarde lê in wie daar vir jou wag. En tog moet ons nie dink dat God net in ons afgesonderde stilte tyd teenwoordig is nie. Daardie stilte oefen jou en my om sy teenwoordigheid oral rondom ons raak te sien. By die werk, tussen mense, op die sportveld, langs 'n siekbed en selfs binne onsekerheid. Rus by God beteken nie dat jy van die lewe ontsnap nie. Dit beteken dat jy die lewe vanuit sy teenwoordigheid binne gaan en sien. By hom hoef jy nie voor te gee nie, jy hoef nie te presteer of alles te verstaan nie. Jy mag eenvoudig sy kind wees. Here, ons almagtige God, my siel vind net by U waar is. Trek my nader aan U en leer my om elke dag vanuit U teenwoordigheid te leef en te kyk. Wees my veilige woning en wees en gee my vrede. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en saam met my net hierdie tydjie spandeer het om werklik waar tot rus by God te kom. Mag jy hierdie rus en vrede gaan deel daar waar jy leef en werk. Tot volgende keer. Totsiens.